Stel jou 'n wêreld voor waar elke krisis 'n leergeleentheid is. Na krisisevaluering is die sleutel tot omskep chaos in helderheid. Deur vorige reaksies te ontleed, kan organisasies toekomstige krisisse voorkom en hul kommunikasiestrategieë versterk. Evaluering van die verlede krisisse gaan nie net oor wysvingers. Dit gaan daaroor om te verstaan wat gewerk het en wat nie. Hierdie insig help organisasies verfyn hul krisiskommunikasieplanne om te verseker dat hulle beter voorbereid is op die onverwagte. Hoe effektief was jou organisasie se krisisreaksie? Dit is van kardinale belang om dit te evalueer. Het jou kommunikasieplan betyds en tydig gelewer? Duidelike boodskappe aan belanghebbendes en die media? Dit is die vrae wat antwoorde benodig. Identifisering sterktes en swakpunte in jou krisisstrategie is noodsaaklik. Wat strategieë het geslaag en waar het jy gestruikel? Hierdie analise is die grondslag vir toekomstige verbeterings. Die krisisbestuurspan se prestasie is onder die soeklig. Dit is noodsaaklik om sleutelbesluitnemers en woordvoerders te beoordeel. Hul doeltreffendheid kan die krisisreaksie maak of breek. Belanghebbende terugvoer is 'n goudmyn van insigte. Insameling van insette van werknemers, kliënte en belanghebbendes onthul persepsies wat toekomstige krisisse vorm antwoorde. Dit gaan oor luister en leer. Aanpassing van krisiskommunikasieplanne gebaseer op lesse geleer is deurslaggewend. Deurlopend verbetering is nie net 'n modewoord nie, dit is 'n noodsaaklikheid. Hierdie proaktiewe benadering verhoog jou organisasie se veerkragtigheid. Deur evaluering na 'n krisis te omarm, sal jy jou organisasie se vermoë versterk om toekomstige krisisse te hanteer. Neem vandag aksie, hersien, leer en pas aan. Saam kan ons uitdagings in geleenthede vir groei omskep.